Jy het reeds al die grootste en belangrikste literêre pryse in die Suid-Afrikaanse letterkundebedryf ontvang, veral vir jou laaste 2 romans, Niggie en die boek van Toeval en Toeverlaat. Vind jy die feit half inhiberend by die skryf van 'n nuwe boek, of gee dit jou dalk groter vryheid? Of as mens dit anders kan stel, is die skryfproses nou, na ongeveer 26 jaar van skryf, anders as toe jy jou eerste romans geskryf het? Ja, jy weet, mens is net een keer onskuldig. En dis met jou heel eerste boek. Wat jy regtig nie weet hoe die oorboek ontvang gaan word, of jy skryf maar net. Ja, ek het natuurlik nou 'n bepaalde reputasie. Ek is dit maak 'n mens miskien op 'n manier, dit behoort jou miskien vry te maak, maar dit maak jou ook versigtiger. Is die reaksie van lesers en kritici iets wat jy in gedagte hou, al is dit net in jou agterkop wanneer jy besig is met 'n nuwe roman? Nee, ek dink dit sal mens aflei as jy skryf. Maar soms as ek iets geskryf het, dink ek wel, ek dink miskien sal die of daai een hiervan hou, maar ek is nooit reg nie. Ek kan nooit voorspel wie waarvan gaan hou nie. Of hoe 'n boek ontvang gaan word nie. Soos jy weet, die Afrikaanse boekemark is maar klein, en veral die mark vir die sogenaamde literêre roman is nog kleiner. Voel jy nogtans dis die moeite werd om aan te hou skryf en spesifiek in Afrikaans te skryf? Al het ek nou nie gedink dis die moeite werd nie, wat kan ek nou anders doen? Ek doen dit nou al so lank. Ek kan dit nou maar net sowel eintyd sien. En dis wat ek doen, ek skryf in Afrikaans. Of dit nou 'n toekoms het en of dit nou klein is, dis 'n keuse wat ek gemaak het en dit is 'n pad waarop ek is en ek kan nie eintlik nou terugdraai nie. Sou jy ooit oorweeg om in Engels te skryf? Ek het 'n tyd gelede 'n roman geskryf in Engels, The Influence of Natural Objects, maar dit is nie gepubliseer nie. Ek het besluit om dit nie te publiseer nie. Ek vind dat ek nie die vryheid het in Engels, dieselfde vryheid wat ek het in Afrikaans nie, maar dit is my belangrik in Engels dat dit korrek is. En dit is net fataal vir 'n roman. Jy kan nie besluit dit of die grammatika of korrek is nie. Dit ontneem jou van 'n groot deel van vryheid. Maar die boek het ek wel gebruik. Ek het wel daarop geteer vir my 2 laaste romans. So dis nie asof dit verniet geskryf is nie. Is daar skrywers wat nogal 'n sterk invloed op jou of jou werk gehad het? Daar's 2 skrywers wat ek al baie lank baie bewonder. En ek weet nie of hulle werk 'n neerslag in my werk vind nie. Dit is Saul Bellow, die Amerikaanse skrywer, om sy humor en sy erudisie. En James Coetzee, nie omdat ons verwant is as skrywers nie, maar omdat ek altyd voel, so behoort 'n mens te skryf. So gestroop behoort mens te skryf. So in die opsig dink ek, is hulle belangrike, sê maar byna vormende invloede. Ek dink met Bellow dat 'n mens binne 'n bepaalde struktuur, as jy 'n plot het, dat mens baie kan afwyk. En ook die humor, die waarde van humor in 'n roman, en by Coetzee dink ek die gestrooptheid, die op die man af van 'n roman. Dat daar niks oorbodigs is in 'n roman nie. Dit is eintlik tog ook 'n ideaal. Jy is ook 'n bekende en gerekende skilder in Suid-Afrika. Hoe vir jou spreek die skilder en die skryfproses met mekaar indien wel? Dit voel vir my dat dit 2 aparte prosesse is. Dit voel vir my asof daar nie 'n verband is nie. Die dinge waarmee ek besig is in die romans en die dinge waarmee ek besig is in die visuele kuns, lyk vir my asof nie ooreenkom nie. En tog dink ek daar is waarskynlik ooreenkomste. Jy weet, in my tekeninge en my skilderkuns is daar areas wat oningevul is. En ek dink dit is miskien so in my skryfwerk ook. Maar oor die algemeen voel dit vir my asof dit 2 aparte aktiwiteite is.